Ons begin hierdie diens, ons sit dit voort en ons sal dit afsluit. In die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. In die naam van die Here wat die hemel en aarde steeds onderhou. In die naam van die Here wat sy seun gestuur het om ons te kom verlos van ons sondes. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons sing, voordat ek kon kies, kon vra het ek gevind dat Jesus my vloek gedra het. Beskou ons onsself nog in ons menswees as mense wat die vloek van God verdien? Of het sonde eintlik maar alright geword? Want ons wêreld sê, dis nie regtig so erg nie. Ons wêreld sê, hierdie godsdienstding is eintlik nie regtig so erg nie. Ek kan 'n Christen wees heeltemal op my manier sonder om dit ooit te toets aan wat die Here van my vra. Ek kan Christen wees suiwer oor ek sê ek is, nie meer oor die Here sê ek is nie. Besef ons nog regtig sondeskuld? As ons daar in die belydennisklas is, dan leer ons die kinders of die belydene of die jong lidmate wat belydenis moet aflê. En sê ons, daar's 3 dinge om salig te kan lewe en sterwe.
Die eerste is, jy moet weet hoe groot jou sonde en ellende is. Ons beskou dit nie eintlik meer as ellende nie. Die tweede ding is dat ons moet verstaan of weet hoe ons hiervan verlos kan word. En die derde is dat ons moet weet hoe om uit dankbaarheid te leef omdat ons verlos is. Broers en susters, wanneer laas het jy stikkend geraak oor jou sonde? Sonde is nie meer vir ons 'n ding nie. Sonde het oukei geword. God is, om die waarheid te sê, nie meer eintlik iets ernstigs nie. God se werk is doodgewoon om daar agter in die agtergrond te wees, en wanneer ek sê, Here, hier is 'n werk vir u, dan moet hy vinnig nader staan en hy moet kom doen wat ek vra, en dan moet hy weer terug staan, sodat hy nie my partytjie bederf nie. As ek jok, sê dit vir my. As dit nie is die beeld wat die wêreld van sonde het vandag nie, sê dit. Beskou ons onsself nog as deur Christus gered uit die vervloeking van sonde uit? Of het dit maar 'n speletjie geword? Ons draf so af en toe uit vir 'n erediens en verder met die Here op bystand wees, ons sal hom laat weet ons hom nodig het. Hy moet nie te veel karring nie. En nou, kyk, ons kan nou op 'n paar maniere hierop reageer. Die een is om te sê, moet die predikant al ewig karring. Die ander een is om te sê, wow, miskien moet ek meer erns maak. Die ander een is om te sê, ja, kom ons gaan net aan. En ek weet nie hoe jy dit kies nie. Maar iewers moet ons 'n keuse maak. Wat beteken sonde in jou lewe? Want as jy nie weet wat sonde in jou lewe beteken nie, gaan verlossing nie veel beteken nie. En as verlossing nie veel beteken nie, sal dan nie sprake van dankbaarheid wees nie. Hoe lyk jou sonde besef? Want dit gaan bepaal hoe lyk jou verlossing. En ons gaan dit net weer deur te sien hoe dankbaar jy lewe teenoor God. Die Here weet reeds. Maar hy wil hê dat as dit nodig is, dat ek en jy moet verander. Want dis waarvoor hy sy seun gegee het. Nie vir mense wat reeds in plek en dit sommer self kan doen is nie. Hy het sy seun gegee, sodat mense kan omdraai na die voorbeeld van sy seun. Kan terugdraai. Moenie die kans laat verbygaan om erns te maak met ook die sonde in jou lewe nie. In ons lewens nie. Mag die Here gee dat ons sal besef wat sonde regtig is. En omdat ons dit besef, sal besef wat dit sy seun gekos het om vir ons verlossing te kom sterf. En dat ons daarom nie anders sal kan as om dankbaar te leef vir dit wat hy vir ons gedoen het nie. Ek wil volgende die woord van die Here aan julle bring uit Handelinge 4. Ons gaan daar net vers 18, 19 en 20 lees. Ons gaan dit uit die boodskap uit lees. Jy is welkom om daar oop te maak. Handelinge 4. Voordat ons dan nou waag om uit die woord van die Here te lees. Kom ons kyk gou Handelinge, die boek Handelinge, waaroor gaan dit? Die boodskap van Handelinge gaan oor die vroeë kerk, oor hierdie plan wat God gehad het vir sy kinders, of nog steeds het. En dan spesifiek hier in Handelinge 4, of dan spesifiek gaan dit oor die verspreiding van die kerk in die wêreld en hoe die Heilige Gees hierdie verspreiding van die kerk in die wêreld begelei het en hanteer het. Maar dan hier in Handelinge 4 is so Petrus en Johannes in die tronk. Die spiljode wip hulle vir hierdie twee ouens, want hulle hou glad nie van wat hulle sê nie. Maar voordat ons dan nou lees wat daar gebeur, kom ons word stil, ons vra dat die Here vanoggend sy woord aan elkeen van ons op so 'n manier sal bring, dat dit in ons harte grondvat, en dat dit daar sal vrug dra. Kom ons sit net so, dan bid ons saam.
Hemelvader, baie dankie dat ons U woord het. Here, dankie vir 'n liedereskat waaruit ons net nou kon sing en wat so akkuraat is, wat so waar is. En dankie dat U met ons besig is. Die feit dat ons vanoggend hier is vir hierdie afspraak wat U met ons het, beteken sekerlik dat U in ons harte werk. Here, help ons om nou saam met U te werk. Help ons om U stem duidelik te hoor. En Here, hierdie stem is baie keer nie presies wat ons wou gehad het nie. U stem was nog nooit presies wat die wêreld wou gehad het nie. Die profete is vervolg omdat hulle dit gesê het. Die mens was ongehoorsaam nadat U gesê het. Hoekom sal dit nou vandag anders wees? Maar Here, dit bly ook waar dat reg deur al die eeue het U altyd gesorg dat daar iemand is wat raak luister, raak hoor. Was daar altyd iemand wat gesê het, ons hoor wat die Here sê en ons gaan sy pad loop. Here, laat dit ons wees. Laat dit ons wees wat U stem hoor. Laat dit ons wees wat gehoorsaam sal wees. Kom wys U ook vanoggend uit hierdie deel van die woord vir ons die pad wat U wil hê ons moet loop. Maar Here, gee ons dan die krag om dit te loop. Gee ons dan die wil om hierdie pad te loop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, Petrus en Johannes verskyn hier voor die Joodse raad en dan is hierdie ouens lekker dikbek vir Petrus en Johannes. Hulle hou nie van wat hierdie ouens sê nie. Dan lees ons daarvan vers 18 af. Die raadslede het Petrus en Johannes daarna laat inkom en vir hulle gesê, julle mag van nou af nooit weer met iemand oor Jesus praat of iets oor hom aan ander leer nie. Petrus en Johannes was nie bereid om dit te doen nie. Julle moet maar self besluit of ons eerder na julle as na God moet luister. Maar ons weet wat ons gaan doen. Ons kan nie stil bly oor alles wat ons gesien en gehoor het nie. Die Joodse raad was woedend. Ons lees net tot sover. Ons hou almal van lekker kuier. Party van kuier met meer mense, party van met minder mense. Maar dit is lekker om saam met mense te wees wat saam met jou opgewonde raak oor dieselfde goed. Dit is lekker om met mense te gesels wat oor dieselfde goed as jy kan praat, wat kennis het van daardie goed waaroor hulle praat, en wat dan as vriende of kamerade of wat ook al die situasie mag wees, sommer lekker te kan jouself wees en te kan praat oor die dinge wat in jou hart is. Daar is mos hierdie spreekwoord wat sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit is mos so, dat as iets jou hart vol maak, dat 'n mens nie daaroor kan stil bly nie. Petrus en Johannes is 'n bietjie in die moeilikheid. Nie bietjie nie, hulle is erg in die moeilikheid. Van dit waarvan hulle harte vol is, en hulle monde van oorloop, dit maak ander mense kwaad. Om die waarheid te sê, dit maak die meeste mense kwaad. Dit maak almal kwaad, wat se harte nie vol van dieselfde ding is. En nou kom die Joodse raad, en hulle maak hulle by mekaar, jaag hulle op 'n knop, en dan sê hulle vir ouens, julle kan nie dit doen nie. Julle kan nie aan mekaar hierdie goed sê wat mense kwaad maak nie. Julle kan nie aan mekaar dwars wil wees en vir mense vertel dat Christus die antwoord is, want julle weet nie eens wat hulle vraag nie. En ouens, julle moet nou mooi hoor, die mense hou nie daarvan nie.
Dit sit 'n bietjie ongemaklik aan hulle lywe om al ewig te moet hoor, maar die Here sê, maar Jesus het geleer, maar hy het die pad geloop, ons moet agterna loop. Dit sit ongemaklik aan die lywe. En dan kom Petrus en Johannes en hulle sê, maar ons kan nie anders nie. Ons kan nie anders as om te vertel dit wat ons gesien het, en dit wat ons gehoor het, en dit wat ons beleef het nie. Want dit maak ons harte so vol. Dit kan net nie anders nie. En nou is die probleem, dat wanneer iets, 'n kan, 'n drom, 'n bak, 'n ding, vol is, van een ding, beteken dit normaalweg, daar is nie plek vir iets anders nie. Vol wees beteken mos nou min of meer vol wees. Nie meer plek hê vir nie. Nou is die probleem, as die Here die waarheid praat, en hy sê dat Petrus en Johannes nie anders kon as om daarvan te praat nie, want dit was hulle harte vol, dan beteken dit waarskynlik dat die Here ook sê dat dit waaroor ek en jy aan mekaar praat, ons harte vol maak. En daarom is die vraag vandag vir jou en vir my, ouens wat julle self Christene noem, wat is hierdie prioriteit in jou lewe? Wat maak jou lewe so vol dat daar nie plek is vir nog nie? Wat maak jou hart so vol dat daar nie plek is vir nog nie? Wat maak jou tyd so vol dat daar nie plek is vir nog nie? Want dis die dinge wat vir die belangrikste in die lewe is. Of die Here praat nonsens, en dit weier ek om te glo. Die dinge waarin jy bereid is om die meeste van jou energie en tyd en emosies en alles te spandeer, dis die goed wat vir die belangrikste is. Die vraag is volgende, wat is dit in jou en my lewe? Wat is dit wat jou maak dat jy nie kan stil bly nie? Of waaroor is dit wat jy nie kan stil bly nie? En miskien moet ons nie hierdie vraag vir onsself vra nie. Miskien moet ons hierdie vraag vir die persoon volgend langs ons vra en sê, maar wat sien julle in my lewe is hierdie belangrikste ding? En miskien dalk voor en agter ons. Want jy sien, as ons self moet sê, dan rationaliseer ons so lekker en so maklik. Dan is dit gewoonlik ja maar. Nee, kyk, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Alhoekom ek nie meer by die dinge van die Here uitkom nie, is oor ek, daar waar hierdie ander dinge wat ek doen, dit doen ek mos as 'n Christen. Sal baie interessant wees om die mense aan wie en met wie jy hierdie dinge doen, jou as 'n Christen ervaar daar. En as dit is dit wonderlik, is dit nie? As ek en jy kan sê dat ons regtig waar bekend is as mense wat in ons skool gaan, of skool hou dalk, in ons, wat se werk ek ook al doen, daar bekend staan as iemand wat Jesus Christus in hierdie werk ingebring het, in hierdie besigheid ingebring het, dan dink ek die Here glimlag oor jou. Dan dink ek die Here is bly oor jou. Maar is dit die waarheid of is dit die storie? Ons mense is ons geneig om te dink, ons moenie 'n goeie storie bevark met feite nie. Ons hou van 'n goeie storie. Die probleem is, as dit nie die waarheid is nie, is dit net 'n goeie storie. Waaroor praat jy die graagste? Wat hoor die mense rondom jou die meeste?
Waarvan loop jy oor? Ek het dit al baie gesê en waarskynlik het ek dit baie gesê oor dit so baie waar is. Oswald Chambers het gesê, 'n koppie oorvol water, 'n koppie oorvol soet water kan nie 'n druppel bitter water stort nie, al word hy hoe hard gestamp. As wat is jy bekend? As ons 'n label moet opsit vir môre, sal dit wees soete waters of dalk 'n bitterbek? Want broers en susters, ons moet nie vir mekaar jok nie, want dan is ons mos nie getrou aan die God van die waarheid nie. Dit, hoe ander mense jou beleef, dit wat uitkom, is dit wat binne-in is. Dit kan nie anders nie. Waar sal dit vandaan kom? Waar sal ons dade vandaan kom as dit nie 'n gedagte is nie? Die Here het ons mos so gemaak dat ons kies. Waarvoor is jy bekend? En laat ek dit dan nou maar sê, ek sien hier voor my mense wat bekend is daarvoor dat hulle vir God lewe. Geen twyfel nie. Ek sien hulle. Hulle sit vanmôre hier. Ek ken ook mense, ek sien hulle ook hier sit, wie se claim to fame is, ek is 'n beduiwelde mens. Knap, dis kan die duiwel self. Ek sien hulle hier sit. En so kan ek aanhou en aanhou oor mense wat ek hier sien sit, wie se belangrikste ding in die lewe is, hulle sport, ons is maklik skuldig daaraan, hulle werk, hulle plesier, die 3 eie in hulle lewe, wat hulle kry, wat hulle ry en waar hulle bly. Maar ja, dit sal nie die volledige waarheid wees as ons nie ook sê, en dan hulle, wat hulle is, omdat hulle Christus Jesus ken. Hulle sit ook hier. Maar wie is jy? Waar pas jy in? Want toe hierdie ouens vir Paulus en Johannes sê, Petrus en Johannes, kry Paulus amper die skuld hiervoor ook. As die Joodse raad vir Petrus en Johannes sê, ouens, dis klaar. Ons het nou genoeg gehoor van Christus. Dan sê hulle, julle kan myself besluit, aan wie moet ek meer gehoorsaam wees? Wat my betref, ek kan nie kies nie, of ek het nie 'n keuse nie. Dis Christus. En jy moet maar self besluit wat die prioriteite in jou lewe is. Maar moenie dink dat die res van die wêreld dit nie weet nie. Dit is altyd vir my verstommend hoe ons dink dat wat ek sê van ander mense niks sê van myself nie. Ek het op 'n stadium 'n les geleer by 'n baie wyse ouerige tannie. Die tannie het op 'n stadium toe dit ter sprake kom dat iemand anders darm 'n vreeslike skinnerbek is. Toe sê sy wel, jy kom vertel vir my van hierdie ander tannie wat 'n skinnerbek is, en dalk is jy reg. Ek is nie doodseker nie, ek hoor jou dit sê, en dalk is jy reg. Maar een ding is seker, jy is een. Daar's nie meer twyfel oor nie, want jy skinder oor daai tannie wat 'n skinnerbek is. Is dit nie baie waar van ons nie? Ons het soveel te sê oor die res van die wêreld, en dan dink ons, almal om ons is onnosel en verstaan nie, dat terwyl ek besig is om dit te sê, ek eintlik iets van myself sê. Sien, ek dink die Here wil vir ons sê, as jou hart vol is van God en van Jesus Christus, en jy gedryf word deur die Heilige Gees, moenie stil bly nie. Wees soos Petrus en Johannes. Maar weet ook, dat wat jy sê en hoe jy dit sê, gee iets weg van jou hart. Wat jy sê en hoe jy dit sê, sê vir hierdie wêreld wie jy is en wat jou prioriteite is. En jy kan ja, maar soveel as wat jy wil.
Mense sien wat hulle sien. En partykeer is dit anders as wat ons grasse wou gehad het, dit moet lyk. Julle ken almal my ou storie oor die hasie wat so rond gespring het. En gesê het, ek is 'n varkie, ek is 'n varkie, ek is 'n varkie. En hierdie vreeslike oulike wyfie hasie wat hom so kyk en sê, ag nee man, jy's 'n hasie, kyk die oortjies en die stertjie en die springetjie en so, jy's 'n hasie, jy's nie 'n varkie nie. En hy sê vir hom, maak toe jou oë, toe sy haar oë toemaak, toe gee haar so soppige, regte flieksoen. En sy maak haar oë op en sy sê, sies jou vark. En hy spring so weg en hy sê, ek is 'n varkie, ek is 'n varkie, ek is 'n varkie. Van wanneer het hom weggegee? Nie eers die ore en die fluffy stertjie kon hom 'n hasie laat bly nie, want wat hy gedoen en gesê het, is ek is 'n varkie. Hy was gaaf met homself, want sy het toe sommer sê, jou vark, nie varkie nie. Wat sê jy, wat doen jy, hoe leef jy? Ons, het geld vir my ook, natuurlik. Petrus en Johannes kon nie anders nie. Hulle moes sê, ons behoort aan Jesus Christus. Hulle moes sê, Jesus Christus is die seun van die lewende God. Hulle moes sê, hy is my Here en my God, want hy het my verlos. Hulle kon nie stil bly daaroor nie. Hoor jy, en ons ander gunsteling verskoning, maar ek is nie eintlik 'n prater nie. Behalwe as ek vir Charles gevat het, dan kan ek praat. Maar goed, ons gaan nie daar gaan nie. Ek is nie eintlik 'n prater nie. Ek dink nie hierdie ouens was praters gewees nie. Hulle was vissermanne. Nou weet ek nie, die gemiddelde visserman wat ek ken, my pa was nogal meer lief vir daai ding as ek. Hulle hou nie van baie praat nie. Hy kyk die polisman en hy roep die visse. En dis maar min of meer hoe dit is. Hierdie ouens het dan die net ingooi, hulle het nie polisman op die boot gevat nie. Ek bedoel net daai klein polisman aan die lyn. Hulle was nie noodwendig praters nie, maar dit wat met hulle gebeur het, was so groot. En so goed. Hulle kon nie anders nie. En dan wil ek terugkom by my vraag net nou voor, of nadat ons gesing het, is weet ons nog wat het Christus vir ons gedoen? Verstaan ons nog wat Jesus Christus vir ons gedoen het? Glo ons nog dat ons dit nodig gehad het, dat hy dit vir ons doen? Of het ons Jesus so nodig soos wat 'n tuinslak 'n fiets het? Want wat maak hy in jou lewe? In Petrus en Johannes se lewe was hy die belangrikste persoon. Die heel belangrikste persoon. Nee, meer as 'n belangrike persoon. Dit was hulle God. En in jou lewe? Dit wat jy doen en dit wat jy sê, antwoord die vraag. Of dit wat jy nie doen en dit wat jy nie sê nie, antwoord ook die vraag. Waaroor kan jy nie stil bly nie? Waaroor raak jy regtig opgewonde? Wat maak vir jou dat jy uitsien na nog 'n dag? Dit sal interessant wees om te weet of ons wêreld nog steeds sê, ons wil nou nie verder oor die Here hoor nie.
Gaan 'n bietjie vandag hier uit en dan sê jy vir mense, die Here sê Sondag is sy dag, dan hoor jy hoe vinnig sal ons sê ja maar. Dan soms hoor hoe vinnig kry jy hierdie antwoord van, ek wil nie presies dit hoor nie, ek dink nie jy moet aanhou om dit te sê nie. Gaan 'n bietjie hier uit en gaan sê vir vriende, wie se sitplekke vanoggend leeg is, die Here sê in sy woord, ons moet kerk toe gaan. En hoor hoe vinnig sal ons sê, eintlik is dit nie presies wat ons wil hoor nie. Dit is wat die Here sê. Ek voel amper, ons moet dan soos Petrus en Johannes sê, besluit na wie ek die meeste moet luister, maar ek kan nie anders nie, dis wat God sê. Dis mos al wat ek mag sê. Of sal dit oukei wees as ek ander goed begin sê, wat God nie gesê het nie? Maar hoe jy dit ervaar, ons is daarin baie dom as ons dink die Joodse Raad sou hierdie kon aanvaar. Kom aan, wees eerlik. Christus was nie in hulle harte nie, hoekom sal hulle van hom wil hoor? So nie net Petrus en Johannes gee hier weg wat in hulle harte aangaan nie. Die Joodse Raad gee ook weg wat in hulle harte aangaan. Hulle sê ook met hulle optrede teen Petrus en Johannes, ons ken Jesus Christus nie. Ons stel nie belang om hom te ken nie. Daarom moenie vir ons aanhaal uit wat hy gesê het nie. Presies dieselfde gebeur elke dag in ons lewens. Elke dag. Waag dit 'n bietjie om langs die braaivleisvuur te vra, kerels, is julle ons regtig gered? En dan sien jy hoe vinnig red hulle die vleis, om liewer nie die vraag te moet antwoord nie. Rem nie dat ek vir julle jok nie, ek is self bietjie mal oor braaivleis. Ek lyk nie so van resepteboeke lees nie. Dit moet net nie al dinge in my lewe wees nie. Dit moet net nie die belangrikste ding in my lewe wees nie. Iewers moet dit mos uitkom dat ek 'n kind van die Here is. Of skaam jy jou vir jou pa? Jou hemelse pa, meen ek nou. Want Jesus het 'n opmerking gemaak daar, hy het gesê, en vir elkeen wat hom voor die mense skaam vir my, sal ek voor my Vader skaam vir hulle. Dis mos wat hy gesê het. Jy sien, iewers moet Christene by die punt kom waar dit iets is wat in hulle lewe gebeur. Iewers moet Christenskap weer iets wees waarvoor ons lewe. Iewers moet Christenskap weer iets word wat ons lewe rig. Iewers moet ons ophou bang wees vir die mense. Iewers moet ons ophou om te sê, ek sal maar liewer nou niks sê nie, want hulle gaan nie daarvan hou nie. Die Joodse Raad het niks gehou van wat Petrus en Johannes gesê het. Niks. Gaan lees bietjie in Handelinge, hoeveel keer het hulle die apostels fisies amper sê ek 'n pak slaag gegee. Dit sou nie presies wees wat ek bedoel nie, maar dit is seker maar wat dit is, nê. Hoeveel keer het hulle vir hulle lyfstraf gegee, met gesels geslaan? Omdat hulle gesê het, so sê die Here. Hoe sou dit anders wees met my en jou? Jesus is gegesel oor wat hy gesê het van God en van die verlossing van die mensdom. Paulus vertel dat sy rug 'n padkaart is van waar hy was oral, want elke keer oral waar hy gekom het, is hy geslaan. Lê daar sweephale op sy rug, merke wat getuig van sy besoek aan waar ook al. Ek en jy moet net nooit die ouens wees wat slaan oor iemand anders praat van God nie. Daarvoor moet ons versigtig wees. Dis die ergste wat kan gebeur, is dit nie? Daar's die storie van die ma wat die polisie kom by haar, klop aan haar deur en sê, mevrou, jou seun is verlede nag vermoor. En sy sê die hart van die saak diep geskok en
Nadat Laar gekalmeer het, toe sê hulle, is jy okay? Toe sê sy, ek is so dankbaar. Toe sê die polisieman van, mevrou, wag 'n bietjie, jou seun is vermoor. Hoe kan jy dankbaar wees? Toe sê sy vir hom konstabel, of dalk sê sy generaal, ek is so dankbaar, want dit kon gewees het dat jy volgend vir my kom sê, my seun het iemand anders vermoor. Dink ons nog so oor die lewe? Dink ons, dis beter om houe te vat vir Christus, as om houe uit te deel, omdat iemand anders gesê het, hy glo in Christus. Ons dink lankal nie meer, dit is so groot sonde om houe uit te deel nie. Ons is al so gemaklik daarmee om te sê, wow, bedaar 'n bietjie, nie die tyd en plek nie. Watter tyd sal nie 'n tyd vir God wees nie? Watter plek sal nie meer 'n plek vir God wees nie? Petrus en Johannes sê, ons kan nie stil bly nie. Ons is jammer, ons kan nie stil bly nie. Ons is dan 'n bietjie meer gevorderd as daai twee ouens nie. Kyk hoe maklik bly ons al stil. Lang pad geloop. Sit gegly. Staan jy nog op vir dit wat God sê? Maak hy jou hart so vol, dat jy nie anders kan nie. Of het Christendom vir jou sondagsport geword? Ons draf gou uit vir 'n uur, dan is ons gewax. Is ons reg. Dis nie die God wat ek in die Bybel leer ken nie. Dis nie wat die God van die Bybel van ons vra nie. Maar moet my nie glo nie, gaan lees dit, want jy is mos 'n kind van die Here. Vra jou pa. Maak sy woord oop en gaan lees wat hy sê. Gaan kyk bietjie of dit waar kan wees. My broer en my suster, die Here wil waarskynlik uit hierdie boodskap vir ons vandag sê, gaan kyk weer wat is die goed in jou lewe wat eerste kom. Gaan kyk bietjie weer na die prioriteite. En dan wil ek vir jou sê, maak nie saak wat wie sê nie. Jy het die reg om te kies. En enigiemand wat iets anders sê, het nog nie die woord van God gelees nie. God sê jy mag kies. Maar hy waarsku ons dat wanneer ons verkeerd kies, dit gevolge gaan hê. En daarom wil ek vanoggend hierdie woord van God vir jou kom gee en vir jou kom sê, maak seker waaroor raak jy opgewonde. Maak seker wat is die prioriteite in jou lewe. Maak seker wat is die dinge wat jou lewe rig. En ek is bereid om jou keuse te respekteer. Maak seker dat jy 'n ingeligte keuse maak. Nie dat dit saak maak of ek jou keuse respekteer, eintlik nie. Ek probeer 'n punt maak. Die punt is jy mag kies. Jy mag kies om hierdie boodskap van God op enige manier te hanteer. Maar dit het gevolge. Elke keuse wat ons maak, het gevolge. Petrus en Johannes se keuse is, julle kan self besluit van wie ons meer gehoorsaam moet wees. Wat ons betref, ons weet. Ek lees hom presies soos hy hier staan. Julle moet maar self besluit of ons eerder na julle as na God moet luister. Maar ons weet wat ons gaan doen. Ons kan nie stil bly oor alles wat ons gesien en gehoor het nie. My broer en my suster, jy moet self besluit na wie en na wat jy gaan luister. Mag die Here gee dat my lewe sal wys dat ek nie kan stil bly oor dit wat God my leer nie. En nou moet jy kies. Nou is die keuse joune. Wees versigtig wat jy sê
Wees versigtig wat jy doen. Dit sê wat in die hamstring tussen jou ore aangaan. Dit gee weg wie jy in jou hart is. As jy gestamp word, gaan dit wat binne in jou is uitkom. En almal gaan weet. Elke een met 'n halwe breinsel gaan weet wat in jou hart aan die gang is. Maak seker dis dit wat jy graag daar wil hê. Maak seker jou prioriteite is wat jy wil hê dit moet wees. Jesus Christus is die een opsie. Hy wil so graag hê dit moet hy wees. Maar die keuse bly joune. Maak seker dat jy kies dit waarmee jy vir die res van jou lewe en daarna kan saamleef. Dis jou reg om te kies. Dis my plig om vir jou hierdie opsie te gee. Mag die Here jou help, ons almal help, om so te kies, dat ons daarmee kan saamleef. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir dit wat U vir my gedoen het aan die kruis. Ek wil U loof daarvoor. En Here, ek kies om met ander te praat daaroor. Ek kan nie stil bly oor die wonder van U werk in my lewe nie. Here, partykeer vergeet ons 'n bietjie. En partykeer is die druk daar buite nogal erg. En daarom is dit so belangrik om ons prioriteite te bepaal. Daarom is dit so belangrik om te weet wat vir ons regtig die belangrikste is. Help ons om reg te kies. Maar Here, ons sal nooit kan kies vir 'n regmaak as ons nie weet van 'n stikkend nie. En daarom moet ons sekerlik eers vra, Here, kom oortuig ons van dit wat U anders wil hê in ons lewe. Want sodra ons daarvan weet, sal ons die antwoord gaan soek. Leer ons om te lewe, Here, tot U eer. Amen.
Here, dankie dat U voorsien. Dat U gekies het om te voorsien aan die kinders, nog voordat ons kon kies om dankie te sê. Ons dankoffer is om vir U te kom sê, dankie Here. Dankie vir meer as wat ons op 'n lysie kan sit. Daarom wil ons volgende vra, Here, kom kyk in ons harte. Kom beoordeel ons gesindheid. En hoor as ons sê, dankie Here. Amen. Geliefdes, God sal julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Hy sal deur Jesus Christus in jou tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.